Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Prediker 8, waar die prediker juist bietjie kyk, maar wat staan 'n gelowige te doen in die tyd wanneer ons 'n slegte regering het. Kom ons gaan luister na die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Onse Vader in die hemele, ja, vanaf die vroegste jare is U nog altyd vir ons 'n vlug en 'n skuilplek teen gevare. Ja, nog voor die berge, die rotsgebergtes gebore was, ja, nog voordat U die wêreld uit niks geroep het lank tevore, is U, o Heer, dieselfde God van mag, onwankelbaar in wese en in krag. Nêrens sien ons U onwankelbare krag, U goddelike wysheid beter as in Christus Jesus, ons verlosser nie. In Hom alleen soek ons U teenwoordigheid op. In Hom alleen kan ons harte, ons liefde, ons hoop fokus op U ewige liefde en trou vir elkeen van ons. Kom leer ons nou in die lig van U woord, kragtig deur U Gees, en laat in ons harte die skitterlig van die evangelie inskyn, sodat ons ook kan skitter en kan straal van hierdie hoop in ons. Vader, kom lei ons deur U Gees, en kom bevestig by die onguns van die tyd elkeen van ons se dade tot in ewigheid. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Prediker 8 vers 1 tot in die hoofstuk 9 vers 2. Wie is soos die wyse? En wie ken die betekenis van 'n saak? Die wysheid van 'n mens laat sy gesig straal en sy strak gelaat word verander. Kom die bevel van die koning na, maar as dit oor die eed voor God gaan, moenie verskrik wees nie. Gaan van die koning af weg, moet jou nie met 'n slegte saak inlaat nie. Hy doen immers alles wat hom behaag, want die koning se woord is magtig. Wie kan vir hom sê, wat doen u? Wie 'n gebod nakom, sal nie kwaad ervaar nie. In die hart van 'n wyse ken tyd en beslissing. Ja, vir elke saak is daar 'n tyd en 'n beslissing, maar die teenspoed van die mens rus swaar op hom, want hy weet nie wat gaan gebeur nie. Ja, hoe dit gaan gebeur, wie kan hom daaroor inlig? Geen mens het beheer oor die lewensasem, om die lewensasem terug te hou nie. Niemand het mag oor die sterfdag nie. Daar is geen vrystelling in die oorlog nie, en goddeloosheid kan sy besitters nie laat vrykom nie. Dit alles het ek gesien, terwyl ek aandag gegee het aan elke werk wat onder die son gedoen word. In die tyd wanneer een mens beheer uitoefen oor 'n ander tot sy nadeel. Gedigte oor vergelding en wysheid. Daarna het ek gesien, goddeloses wat gewoond was om in en uit die heiligdom te gaan, word begrawe. Maar in die stad raak die vergete wat reg opgetree het. Ook dit is sinloos. Omdat 'n vonnis oor 'n bose daad nie gou voltrek word nie. Daarom is mense se harte in hulle vol daarvan om kwaad te doen, omdat 'n sondaar 100 keer kwaad kan doen en lank lewe. Ja, ek weet ook. Dit sal goed gaan met hulle wat vir God ontzag het, omdat hulle vir hom ontzag het. En dit sal nie goed gaan met die goddelose nie. En hy sal nie die dae verleng soos 'n skaduwee nie, omdat hy geen ontzag het vir God se teenwoordigheid nie. Daar is iets sinloos wat op die aarde plaasvind. Daar is regverdiges met wie dit gaan volgens die optrede van die goddeloses. En daar is goddeloses met wie dit gaan volgens die optrede van die regverdiges. Ek sê dat ook dit sinloos is. Daarom prys ek die plesier, want daar is niks beter vir die mens onder die son nie, as om te eet en te drink en vrolik te wees.
Dit moet hom vergesel by sy inspanning gedurende sy lewensdae wat God aan hom gee onder die son. Toe ek my daaraan toegewy het om wysheid te ken en om die taak te beskou wat op die aarde verrig word, terwyl 'n mens selfs dag en nag met sy oë geen slaap sien nie, het ek al die werk van God gesien. Die mens is nie in staat om die werk wat onder die son gedoen word te ontrafel nie. Hoe die mens hom ook al vermoei met soek, hy sal dit nie ontrafel nie. Selfs al gee die wyse voor om dit te weet, hy is nie in staat om dit te ontrafel nie. Ja, in al die dinge het ek aandag gegee, om al hierdie dinge op te helder. Die regverdiges en die wyses en hulle dade is in God se hand, of dit nou liefde is of haat. Mense weet nie wat alles vir hulle voorlê nie. Alles is dieselfde vir almal. Daar wag een lot vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie, die reine en die onreine, vir die een wat offer en vir hom wat nie offer nie. Tot sover ons skriflesing, ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 1. Wie is soos die wyse? En wie ken die betekenis van 'n saak? Die wysheid van 'n mens laat sy gesig straal en sy strak gelaat word verander. In 'n wêreld waar konings kom en gaan, waar gras die een dag groen is en die volgende dag verdor en vergaan, bly God en sy woord onveranderlik. Daarom geseënd is hy wat God se woord hoor en dit ter harte neem. Broeders en susters, kom ons sê dit eerlik, alles voeter uitmekaar uit. Ons vullis word nie meer weekliks op tyd verwyder nie. Onlangs moes ek vir die 3de keer 'n band op my kar verander, omdat die soveelste slaggat my in 'n aand gevang het, wat ek nie gesien het nie. Ons as gemeente sukkel al van 2018 om ons COJ rekening by die stadsraad reg te kry, en ons gaan nou in Julie maand weer hof toe oor ons water en ligte rekening. Die tragiese is, soos al die dinge op munisipale vlak lyk dit ook op nasionale vlak. Dalk 10 maal erger as ek nou na die Umhlanga kommissie luister. Kyk ons weier na die internasionale front. Lyk niks beter nie. Lyk die prentjie dalk nog droewiger. Elke keer as ek kwaad raak vir 'n slaggat in die pad of omdat hulle nie my asblikke kom wegry nie, dan dank ek die Here ek bly nie iewers in die Midde-Ooste nie, waar dit 10 maal erger gaan vanweë swak leierskap. Soos visse wat gevang word in 'n verradderlike net, en soos voëls wat gevang word in 'n wip, so gaan dit deur al die eeue met die mens. Die een dag dink jy dit gaan goed, net om die volgende dag vasgevang te wees in onheil, in swak leierskap, in swak regering. En dan oorval ellende ons, ja, van korrupte leiers tot skelms. En waar 'n land swak regeer word, is dit die armes wat altyd aan die kortste end trek, wat altyd verontreg word. Die Prediker, saam in die boek Job, herinner ons elke keer daaraan, dat dinge soos siekte, soos onreg, onderdrukking, swak leiers, of enige ander ellende waaraan ek en jy nou vanmôre kan dink, het in hierdie bedeling gekom om te bly. Hulle gaan nêrens heen nie. Voor Jesus se wederkoms sal ons altyd, maar altyd met hierdie gebrokenheid worstel. En wie julle God se kinders is hierdie dinge nie gevrywaar nie, om die waarheid te sê. Jesus het ons gewaarsku dat dit dalk nog vir ons erger gaan wees, omdat ons navolgers van Jesus is. Van die wêreld het nie van Jesus gehou nie, hulle gaan ook nie mal wees oor ons as ons hom navolg nie. Beteken dit nou ons moet soos Jeremia begin om klaagliedere te skryf en te sing? Nee. As die prediker spesifiek skryf oor wanneer jou ellende die gevolg van 'n slegte koning of van 'n regering is, skryf hy: wie is soos die wyse?
Wie is soos die wyse? En wie ken die betekenis van 'n saak? Die wysheid van 'n mens laat sy gesig straal en sy strak gelaat word verander. Jy sien, wysheid gaan my 'n totaal ander gesindheid gee as meeste mense om jou. In plaas daarvan om steen en been te kla, het die wyse 'n stralende gesig. Is daar 'n vreugde wat uit sy hart op sy gesig gelees kan word. Ja, die prediker, hy was heel moontlik 'n wysheidsleraar of 'n voorganger in vergaderings in die tyd na die ballingskap, toe God se kinders teruggekeer het na Juda toe. So omtrent in die 4de en die 3de eeu voor Christus, so in die tyd van Nehemia en Esra. Ook was dit in 'n tyd waar Juda, omdat hulle teruggekeer het en hulle onder vreemde konings se heerskappy was, waar die lewe maar baie keer bitter sleg kon gaan as gevolg van slegte goewerneurs, slegte konings en slegte leiers. Nêrens in die boek Prediker word daarna verwys dat Salomo die skrywer van hierdie boek Prediker was nie. En ook as mense gaan kyk, dat in die tyd van Salomo was Israel, kom ons sê, op die kruin van God se kinders wees. Hulle het vrede na alle kante toe gehad. Hulle het goeie regering gehad. Salomo was bekend vir die wysheid waarmee hy sy land regeer het. Dan stem dit nie heeltemal ooreen met die boek Prediker nie. Ja, as wysheidsleraar het die Prediker met al die menslike worstelinge van ons menslike stryd hier op aarde geworstel. En wou hy graag God se kinders 'n wysheid leer. Wou hy dat God se kinders op 'n anderste manier na die hier en die nou moet kyk, in plaas daarvan om steen en been te kla oor alles. Ja, hy wil hê ons moet ons hoop en ons vertroue in God stel, sodat al is dit moeilik, dat ons met 'n glimlag op ons gesig kan voortbeer. En hy's eerlik. Die predikerskrywer is eerlik, sy eerlikheid dat alles onder die son volslaas sinloos is. Ja, sy eerlikheid dat swak leiers, onreg, onderdrukking, lyding en swaarkry gekom het om te bly. Ook sy eerlikheid dat die dood vir die dwaas en vir die wyse man 'n onvermydelike afspraak is. En daarom is daar vir die mense niks beter oor in hierdie lewe as om te eet en te drink en vrolik te wees, elke dag aan te gryp en die lekker daarvan te geniet nie. Ja, hierdie eerlikheid oor die werklikheid van ons bestaan bring ons nogal terug aarde toe. Want as jy mooi deur dit lees, mense, dit is so waar van elkeen van ons se lewens. Wie van ons kan alles ontrafel van die reg en die verkeerd wat in ons lewens gebeur? Nou met die eerste oogopslag, as mense die hele boek Prediker lees, dan kry mense amper die gevoel asof hy dieselfde sienswyse van die mense van ons tyd en dag het. Die sienswyse wat hier omtrent onder al hoe meer en meer ook onder ons Afrikaners kry. Die slim woord daarvoor is dat ons is ek sukkel om my woord te sê, existentialisties. Want dit is existentialisme is nou as ek dit te ver vat. Nou, wat dit beteken, hierdie groot woord, wat ek self sukkel om uit te spreek, dit kom daarop neer, dat die lewe is sinloos, die lewe, ons gaan baie goed en daar gaan baie sleg in ons lewens gebeur, ons stuur maar almal genadeloos af op die dood, maar elke mens, ek en jy, moet self sin gee aan ons lewe, ons moet daarin die lewe vir ons lekker maak, en die moeite werd maak. Daarom, as jy vandag gelukkig is, geniet dit en gaan aan, eet en drink en wees vrolik. Maar as vandag nie lekker is nie, as 'n verhouding nie meer vir my lekker is nie, beweeg aan, gaan na 'n nuwe verhouding toe, kry 'n ander spasie waar dit weer vir jou lekker is.
Maar jy as mens bepaal, kies en besluit wat van jou lewe word. Ja, die mens is verantwoordelik vir sy eie vreugdes en sukses in die lewe. Tog, waar 'n mens aanvanklik dink, die ou prediker sit die mens in die middel van alles, is daar 'n belangrike waarheid, 'n gedagte, wat die prediker so anders te maak as die eksistensialisme van ons tyd. Hy leer dat die wysheid alles in hierdie lewe verander. Hy leer dat die wyse man en vrou in 'n wêreld waar swaar kry onvermydelik is, waar die dood onvermydelik is, heeltemal anders te kyk en optree in hierdie wêreld. En dat ons nie met strak gesigte rondloop van al die swaar kry nie, maar dat daar 'n vreugde uit ons uitskitter na ander toe. Hierdie wysheid wat my anderste na die werklikheid laat kyk, beskryf hy eintlik aan die heel einde van sy boek in hoofstuk 12 vers 13. Dit is een van daai boeke, jy moet omtrent die hele boek lees en dan kom die hele ontknoping hier heel aan die einde. Jare nadat hy alles onder die son ondersoek het en besef het dat alles vir ons genadeloos op die dood afstuur en daarom sinloos is, kom hy tot die slotsom dat die wyse man en vrou so heeltemal anderste is vir een rede. Hulle het ontzag vir God en sy gebooie. Hulle het ontzag vir God en sy woord. Dit is die hele swaai aan die einde van die boek Prediker. Hier praat hy net die wyse Salomo na wat in die boek Spreuke vir ons leer, dat ons sag vir die Here en dat ken van die Here wysheid is. Ja, die God soos wat hy homself bekend maak in sy woord. Hy bring vir jou wysheid. Om nie ontzag vir die Here in sy woord te hê nie, maak jou 'n sot, 'n dwaas. Hy is nie bang om dit so te noem nie. Die Nuwe Testament gaan nog verder, deur vir ons te leer dat Christus die krag van God en die wysheid van God is. Die Nuwe Testament kom vol die woordjie wysheid met Christus. Hy, by wie al God se gebooie my wil uitbring. Hy, in wie ek God die beste kan ken. Hy wat 'n ewige sin aan my lewe kan gee. Hy wat oor alle mag beskik en wat in beheer is van die hele geskiedenis met al sy konings en leiers, ook in beheer is van elkeen van ons se geskiedenis. Hy wat van my dood 'n oorwinning maak, is Christus die gekruisigde, die Here wat opgestaan het uit die dood. Wyse man en vrou het 'n Christus perspektief op sake. Op alles. Ja, die mense in wie die Heilige Gees 'n ware geloof in Christus vestig 'n wysheid in ons harte, wat ons so heeltemal anders te maak as almal om ons. Wat ons so anders te maak op die manier hoe ons na dinge kyk, hoe ons daaroor dink, veral oor die lewe en die dood, oor siek en gesond wees, oor wat slim is en wat dom is. Hier in hoofstuk 8 en 9 gaan dit veral oor 'n koning, oor 'n swak regering. In vers 2 leer die prediker sy eerste lesers om die koning te gehoorsaam. Dis wys, gehoorsaam die koning. God het hom aangestel en daarom moet hulle as sy onderdane na hom luister. Die koning sal nie 'n dag langer regeer as wat God hom toelaat nie. Ons dink onmiddellik hier aan Jesus se woorde aan Pilatus toe hy vir hom gesê het, u sou geen volmag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee is nie. Of soos Paulus het ook later stel in die bekende Romeine 13 as hy sê, daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie, en die wat daar wel is deur God ingestel. Amen.
Daaroor hoef ons nooit te twyfel nie. Ja, sy woord leer die Gees die gelowige. Geen koning, president of regering kan buite God om regeer nie. Goeie en slegte leiers word deur God aangestel. En hulle kan net regeer solank as wat God dit toelaat. Konings kom en gaan soos God dit wil. Maar as die koning swak is en slegte besluite maak, leer die prediker, gaan van die koning af weg. Moet jou nie met 'n slegte saak inlaat nie. Ja, 'n wyse man of vrou kan hulle nie met slegte of verkeerde dinge besig hou nie. En hier ook op alle terreine. Ja, geen mens word sleg onder dwang van 'n koning nie. Jy word sleg of jy doen slegte dinge omdat jou eie hart sleg is. Ons sien dit al by Petrus en Johannes daar in die boek Handelinge. As hulle wil stil maak, is hulle aan God meer gehoorsaam as aan die regering van die dag. Nee, die hart van 'n wyse ken tyd en hy ken beslissing. Die wyse weet wanneer om weg te stap van 'n vergadering, van 'n koning, wanneer jy kan sien, maar hier is ons op 'n verkeerde pad. Hy weet ook hoe om die onreg te verduur. Hy weet ook hoe om die onreg duidelik uit te wys en om te kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Hy weet ook om te wag vir die regte oomblik, om die regte dinge te sê en die regte dinge te doen. Ja, die wyse het 'n gesonde oordeel oor sake, 'n Bybelse oordeel, 'n Christus perspektief op omstandighede, en dit verander alles. Wat 'n mens opval is dat die prediker ons leer dat die teenspoed van die mens rus swaar op die wyse. Onreg teenoor my medemens, my naaste se ellende en swaar kry, druk swaar op die hart van die wyse, omdat onreg van 'n swak regering altyd die swakstes onder ons te nakom, druk dit swaar op die wyse op God se kind. En dit is altyd 'n duidelike maatstaf, of 'n koning, of 'n regering, of 'n kerkraad, of ek en jy, ja, of ons dwaas of wys is. Hoe reageer ons teenoor die verontregtes en die elendiges in ons midde? Dis 'n baie goeie maatstaf, jou gesindheid, teenoor hulle wat die Here op jou pad bring, wat stikkend is, wat verontreg word, of hoe jy teenoor baie swakkes optree, bepaal en wys of jy wys of dwaas is. Deur die profeet Jesaja word ons geleer dat hierdie vir God 'n baie ernstige saak is. Een van die redes hoekom hy sy volk weggevoer het in ballingskap, is omdat hulle verontrechting verdra het. Deur die profeet Jesaja beveel God, leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, handhaaf die reg van die vaderloses, verdedig die weduwees se regsaake. Die swakkes, wys of ek en jy dwaas of wys in ons eie harte is. In sy bekende bergrede, as Jesus van die geseëndes, die ware wyse man en vrou leer hy, gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die wyse gelowige is heeltemal anders as die ongelowige. Deurdat ons treur, ons rou as ons sien hoe stikkend die sonde die mensdom maak. Dit gryp ons in ons hart en ons kan nie daaroor stil bly en vrede daarmee maak nie. Ons treur en ons huil oor die gebrokenheid waarin sonde die wêreld gedompel het en waar elke mens maar net sy eie belang dien en waar almal maar sinloos voortbeer tot die dood. Ons treur oor die onreg, die stikkend en die seer wat swak leierskap in ons land en in die wêreld veroorsaak.
En alhoewel ons treur oor dit wat sonde met hierdie wêreld doen, sit ons nie met harde, strak gesigte net en kyk na die ellende om ons nie. Nee. Die prediker sê, ons gesigte straal. En dit is so mooi, die woord wat ons hier met straal vertaal, is eintlik dieselfde woord waarmee ons die dageraad, die dageraad beskryf. Julle ken daai rooi oosterkim, nog voor daai eerste strale van die son opkom, sien jy daai eerste lig wat deurbreek vroeg op die oggend. Ek weet party mense staan nooit vroeg op nie, hulle gaan nie weet waarvan ek praat nie. Nee? Maar daai eerste sonsopkoms hier van hierdie grasperk, as ek so oor Johannesburg kyk in die oggende, daai eerste rooi, as jy daai die toring so sien kom in die oggende, dis waarmee hy hierdie straal beskryf. Dit waarna die wag in die donkerste nag na uitsien, is die eerste strale, daai oosterkim op die ooster, dan weet hy, die nag is verby. Die donker en gevaar van die nag is aan die verbygaan. Daar's 'n nuwe dag, daar's nuwe hoop. Hoekom kan hulle, in wie die Gees die wysheid van die evangelie gevestig het, sy gesigte straal? Dis hulle. Wat in die donkerste nag gelowig op God bly vertrou en op hom wag. En bo alles vir die nuwe dag wat gaan aanbreek wanneer die koning kom. Dis hulle wat hulle hoop op elke belofte van God in sy woord vestig. Dis hulle vir wie God se woord, sy wet, hulle enigste duidelike voorskrif tussen reg en verkeerd in hierdie lewe is. Ja, hulle soos wagters op die môre. Hulle vestig hulle wysheid, hulle insig, hulle verstaan op die troue liefde van God, soos dit in elke belofte van hom aan ons gestalte kry. Veral hoe dit in Christus gestalte kry. Ja, swaar kry maak ook die gelowige seer. 'n Slegte regering hou ons ook bidend op ons knieë. Die onreg en die ellende van die wêreld gryp ons in ons harte, want ons weet dat dit nooit God se bedoeling met sy skepping was nie. Maar wyse Christen gelowiges is nie mense sonder hoop nie. Skitterend, stralend, is ons in ons harte daarvan oortuig. Die koning kom. Hy kom. 'n Gesig wat straal, midde swaar kry, midde baie hooploosheid, midde baie onreg en ellende, is duidelik sigbaar. Dis soos 'n helder lig in 'n donker nag. Dis soos die dageraad wat die donker stadig, maar seker begin verdryf en die wêreld begin verlig, totdat die helder son opkom en die bron van lig gesien kan word. Broer, suster, soos die prediker weet die wyse man en vrou, in hierdie tyd waarin ons lewe voor die wederkoms van Jesus, sal daar altyd goeie en slegte tye wees. Siekte, swaar kry, slegte regerings, onreg en ellende, dit het gekom om te bly. Hierdie slegte dinge sal altyd in hierdie bedeling so deel van ons daaglikse bestaan wees. Hierdie is nog nie die paradys nie. Ons is nog nie by Jesus nie. Maar in sy groot genade het God die wysheid van die evangelie tog in ons harte kom neerlê, kom vasmaak. En waar die Gees hierdie wysheid vaslê, vestig dit 'n lewende hoop in die hart van God se kind. Hierdie hoop laat ons gesigte in die moeilikste van tye straal, want ons kyk verby die hier en die nou, want ons weet, hier kom 'n einde aan al hierdie slegte dinge. Wat ons land en wêreld so nodig het, is die stralende gesigte van God se wyse kinders. Want waar die gelowige se gesig midde baie swaar kry straal,
Daar sal iemand vra, maar hoekom is jy so anderste? Hoekom kan jy midde jou swaar kry, selfs met trane nog altyd straal en lag van blydskap? Daarmee ek hom kan omdraai en wys na die bron, Jesus Christus, na God se genade in Christus. Ja, ons het baie rede om met strak gesigte rond te loop en kla oor baie dinge wat in hierdie wêreld verkeerd is. Mag die Gees en God se groot genade ons elkeen daartoe bring om anders te na die elende om ons te kyk. Mag hy vir elkeen van ons so wys maak dat ons 'n Christus perspektief op sake het. Mag hy ons stralende gesigte gebruik, ook as 'n baken van hoop vir so baie mense in hierdie pragtige land van ons, wat hierdie hoop, hierdie goeie nuus van Christus so bitter nodig het. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Ewige, almagtige God en Vader, wie van ons kan leef en voortgaan deur maar net elke dag te kla en te huil oor alles wat verkeerd is? Ja, Vader, ons moet bely dat ons soms so in die ellende vasgevang is, dat ons so in hierdie gebrokenheid van hierdie bedeling vasgevang is. Here, want ons beleef siekte. Ons beleef die dood van 'n geliefde. Ons beleef 'n swak regering soos meeste van ons het nog nooit beleef en ervaar het nie. Ons sien dit in ons woonbuurte, ons beleef dit in ons huise, die gevolge daarvan. Ons beleef dit elke keer as ons by 'n plakkerskamp verbyry, as ons nog 'n bedelaar op die hoek van die straat te sien, wat hooploos dwelmmiddels gebruik om net te kan voortbeer. Ons hoef nie ver te soek of te kyk, sodat weedom, sodat trane oor ons binneste spoel nie. Ja, soms voel dit soos die een golf na die ander wat oor ons spoel. As ons sien hoe die mense leef wat glad nie rekening hou met die lewendige God nie. Vader, wil U deur U Gees ons leer om ons lewens daar so te gebruik dat die wysheid van die evangelie ons in alles kan kom lei. Verlig ons harte deur die Gees met die waarheid van U woord, sodat daar in ons harte 'n dankbaarheid kan wees vir Christus, sodat die lofsang in ons harte oor ons lippe kan spoel en ja, op ons gesigte kan skitter. Help ons om die donker nag van die aardse lewe, ja, om midde al hierdie dinge uit te sien na die nuwe dag wat kom, na die nuwe dag wat ons Here na ons toe kom om ons na Hom toe en na U toe te vat. Dankie, Vader, dat ons midde 'n wêreld waar so baie mense hulle troos en hoop soek by afgode van ons tyd, dat ons U kan ken, omdat U self die skoonheid, die heerlikheid van die kruisevangelie in ons harte kom vaslê het. Sodat al doen ons dit met trane in ons oë, dalk seer in ons lywe, dalk hartseer in ons harte, dat ons kan sê vanmôre elkeen, dankie Vader, vir al U genade, vir genade op genade, omdat U vir ons so onbeskryflik goed is. Dankie dat ons midde al die dinge wat in en om ons gebeur, soveel het om voor dankbaar te wees. Warm klere, kos, 'n dak oor ons koppe. Hemelvader, dankie. Ons wil graag voorbidding doen. Ja, ons wil voorbidding doen vir Mieke
Die familie vernardes hulle almal met die afsterwe van oom Jan Kloek. Ja, wil jy hulle vashou, wil jy hulle vertroos, wil jy hulle bemoedig, wil jy hulle ook juis in hierdie tyd ook 'n Christusperspektief op sake gee, soos net u kan deur u Gees en deur u woord. Ja, Here, ons kom ook na u toe met die vrymoedigheid om te vra dat u met die nuwe week wat voorlê met al sy verwagtinge en uitdagings, ja, dat u ons hierin sal lei en sal bewaar. Versorg ons elkeen soos wat u weet, elkeen van ons nodig het, sodat u ook u goddelike doel met elkeen van ons kan bereik. Ons bid vir elke broer en suster, ja, vir hulle wat siek en swak is. Ja, u weet van elkeen in ons gemeente, wat so bitter graag vermoor hier wil wees, maar nie kan nie. Bemoedig, maak gesond, versterk, vertroos. Help hulle ook om hulle omstandighede reg te verstaan. Ons bid vir die bekering van leiers op alle vlakke. Dit gaan so 'n reuse verskil maak. Mag die koninkryk kom en mag u naam geheilig word, meer en meer in die harte van ons leiers. Vader, wie sou u nie prys nie? Ja, op hierdie Rusdag het u ons weer in die groot genade deur die evangelie van Jesus Christus bemoedig en versterk. Wie sou u nie dank bewys as u aan ons soveel guns skenk nie? Wie sou van u liefdevolle trou nie sing as die Gees nie die kruisevangelie in ons harte laat weergalm nie? Ja, selfs in die donkerste nag van ons lewens sal ons loflied laat sing tot u eer. Want soos ons hier sit, kan ons elkeen uit ons harte uit bely. Jesus Christus is ons Here en ons koning tot in ewigheid, tot eer van God ons Vader. Amen.